Goeiemôre. Ek hoop dat soos 12 die voorsag van die môre die harte kan wees. Die eerste ene vanoggend wat ons gaan sing is 'n lied, een sê juis Hosanna. Kom ons loof die Here. Hosanna,
sy. Lekker julle om julle almal te sien. Ek hoop julle het ook die reën so 'n bietjie geniet. Die tuin hoor groei soos wat hy ook sommer begin. Gras voel sommer al klaar vanoggend vir my groener. Nie omdat dit aan 'n ander kant van 'n draad is, maar sommer omdat dit groener is van die reën. Vriende, so 'n paar afkondigings net. Ek hoop julle het julle afkondigingsblaadjies by julle. Ek wil begin deur heel eerste vir ons vrouens. Ek dink hulle is nou ja, ek weet nie, moeg geteen, wat ook al gister, maar ek dink dit was 'n baie lekker dag, as ek so kyk na die gesigte wat uitgekom het. Net julle vreeslik baie dankie vir harde werk, ek dink dit was absoluut die moeite werd. En al die vrouens wat ek in die hande gekry het na die tyd gesê, het was regtig baie lekker. So, baie dankie daarvoor. So, van die vroue gepraat, eerskomende Vrydag is dit nou die wêreldbiddag vir vroue en ons het dan nou ook ons bid hier 10:00 die oggend hier in die kerk, so van 10 tot 11. Die van julle wat kan kom, dit is nie net in ons gemeente of in ons kerkie, dis vroue oor die hele wêreld wat Vrydag dan nou ook 'n biddag het. Vir jaar gaan dit juis, bid ons nie net vir onsself, maar ook juis ook vir die vroue van Nigerië, en die program gaan ook daar volgens aangepas wees. So julle is almal baie welkom, sommer dalk vat 'n bietjie vroeë middagete of ek weet die teebreek, die vir julle wat werk en kom maak sommer vinnig 'n draai en bid saam met vroue in ons gemeente en in die wêreld asseblief. Dan moet julle asseblief ook nie volgende Sondag nie, die Sondag daarna, die 15de Maart, moet julle asseblief oophou. Dan het ons 'n paasangdiens saam met ProMusica wat toe kom. Ons het lanklaas 'n regte paasfeesprogram gehad waar ons die lydensweg van die Here deurdink en ook juis in woord en lied. So dit gaan 'n mooi oggend wees saam met goeie kunstenaars en ook van ons eie plaaslike mense. 15 Maart oor 2 Sondae DV. Dan voordat ek vergeet, dit is die 1 Maart vandag. So almal wat in Maart verjaar, al ons Maart verjaar, daar wil julle nie net geopstaan nie, al is ook 'n keer. Almal wat in Maart verjaar staan geop. Kom. As jy in Maart verjaar, jy sien. Ek is baie sterk aangespreek deur die leier ouderling. Hy het vir my gesê jy durf nie sê vergeet van die Maart verjaar daar nie, want hy verjaar. Maar in elk geval Charlie, baie geluk. Ekskuus, al die ander ouens, mag dit vir julle 'n wonderlike verjaardag wees. Maar terwyl julle staan, wil ek tog een ou uitsonder. Hy verjaar nou wel nie in Maart nie, maar hy het gister verjaar, Johan. Jy moet ook gou net opstaan asseblief. Ons koster, baie hard gewerk. Hy het die groot 70 geslaan gister. So kom ons gee vir hulle en vir Johan en almal baie lekker hande. Baie dankie julle. Mag julle families julle seën en mag julle 'n wonderlike lekker verjaardag hê. Dan so van goeie nuus en dinge gepraat, vriende, as julle nou sou oplet, jy blaai jou blaadjie oor en die 3de bladsy, die 3de ene om dit reg te sê, né? 2 word 2de, 4 word 4de soos die 3de bladsy. Dan sal julle daar sien die spesiale dankoffer. Die spesiale dankoffer is Vrydag gedruk. Maar gisteraand voordat ons terug gaan, het daar nou op Vrydag nog 'n mooi bedrae ingekom, totaal van R35.000. Met ander woorde, ons het oor die R210.000 bymekaar gemaak. So ons wil die Here vir julle loof en baie dankie vir julle sê vir sy genade. Medegelowiges, dankie vir julle gehoorsaamheid. Dankie dat ons ook so die Here kan dien, met ook in 'n tyd wat ons bestaan baie moeilik is. Finansies knyp ons maar oral, maar dankie dat ons vir julle kan vertrou, en dat die Here vir julle ook so op die hart gelê het, dat ons werk, nie net hier in ons gemeente, maar juis ook weier en verder
in die strate en omgewing saam met MES, met Street Store, saam in Riemvasmaak of jaar ook in Malawi kan gaan doen. Dit is, omdat julle gehoorsaam is, baie, baie dankie daarvoor. So terwyl ons so, ek wou gesê het, sit, miskien moet ons vir ons toetrede lied staan, as ons juis ook net sê, alle eer is aan die Here, so halleluja, U is koning, ons aanbid U in die woning, U is die alfa en die omega, met ander woorde, eerste en die laaste, daarom sing ons halleluja, ons gaan hom 2 keer deursing, terwyl ons staan, eer aan die Here te bring. Geliefdes, Christus het opgestaan. Kom ons sê weer vir mekaar, die Here het opgestaan. Jesus leef en ons met hom. Genade en vrede vir julle van God die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. En daarom, geliefdes, kan ons opstaan en 'n loflied sing. Nie omdat dit aerobics is en ek julle wil opstaan en laat sit die hele tyd, maar omdat mense hierdie lied kan sit sing nie. Op vaste fondamente het God sy kerk gebou. Dan sing ons vers 3, o Heer, skryf in ons harte dat ons nooit sal vergeet, al pynig die smarte ons, maar die kruis van ons verlosser, dit maak die verskil. In 'n verwarde wêreld bring dit weer vaste hoop en ons kan daarvan getuig. Kom ons staan vers 1, 2 en 3 van hierdie lied. Van
Vriende, in 'n chaotiese wêreld gaan dit ook so, soos wat dit soms ook in die band gaan, dat jou hande knoop en dat jy nie die drummer nie by sy note kan kom nie, maar dit is ook goed. Ons het soveel om oor dankbaar te wees in die wêreld. En daarom wil ek vanoggend bietjie hier kom staan by die doopvond. Want die doop is en bly die teken dat God ons gered het. Toe Jesus gebore is en hy kom leef het, toe hy dood gegaan het, gesterf het, maar juis ook in sy opstanding, dit wat ons nou gesê het hy die magte gebreek wat ons vashou. Het God se koninkryk weer in die wêreld ingekom. Deur ons doop is ons burgers van die nuwe koninkryk van God. En wil ek hê dat ons vanoggend weer opnuut net vir 'n oomblik weer daarop sal dink. Oor die vryheid wat ons daarby kry. Oor die beloftes wat God vir ons kom maak het by, het sy hierdie doopvond of 'n doopvond soos hierdie. En dat ons dit sommer net weer in ons gedagtes laat herbevestig. En daarom gaan ons dit ook vanoggend doen op 'n manier wat sommer weer opnuut ons geloof ook sommer bely. Deur, soos hier met die water speel, jy ook hopelik dit sal onthou. Nie omdat jy jou doopdag kon onthou nie, maar omdat jy al soveel gesien het of jou kind se doopdag kan onthou. So kom ek vra vir jou vanoggend. Glo jy in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde? Ja, ek glo. Nou weet dan dat God ons Vader met jou doop al sy beloftes aan jou toegesê het en jou syne gemaak het. Voordat ons kon kies of kon vra. Ek wil ook vir jou vra, glo jy in Jesus Christus, die enige gebore seun van God ons Here? Ja, ek glo. Weet dan dat Jesus Christus vir jou gesterf het. Ons het dit juis verlede week met die nagmaal ook weer gevier. En dat jy die redding wat hy bewerk het, dat jy dit besit. Onthou dit. En ek wil die laaste plek vir jou vra, glo jy in die Heilige Gees? Weet dan dat die Heilige Gees in jou woon en vir jou die krag gee om 'n ware disipel van Jesus te wees. Jy behoort aan die Here en niks, maar niks kan jou van hierdie waarheid skei nie. Amen. Kom ons sing 'n toewydingslied terwyl ons so sit. En ons vra dat die Here nou eers net hierna deur die kinderoomblik, dan deur die woord uit die skrif uit en hierdie prediking ook ons sal aanraak. Kom ons raak gereed vir die Here se boodskap vanoggend. Kom en snoei waar dit nodig is om heilig
Daar is hy. Wouter, oor na jou. Dankie julle. Sorry, ek het net gou 'n reelingkie met van hulle getref, want van hulle sou my gehelp het vanoggend met 'n dingetjie, maar ons gaan dit nou nie meer so doen nie. Wie van julle het opgelet, nie opgelos nie, opgelet? Ek het mos vir julle gesê, julle moet nou elke week kyk, né? Maar die week was daar nou nie 'n prentjie die hele tyd nie, maar ek het iets neergesit in die kerk toe ek ingekom het. Ja. Ja, dis heeltemal reg. Ek het hierdie Lego trein neergesit. Wie van julle hou van Lego? Ja, baie van. Maak nie saak hoe oud 'n mens is, die Lego is baie lekker om mee te speel, né? Nou hierdie is my dogtertjie Isabella se neefie, dis Johan se. Oeg, en hy was maar versigtig om dit vir my vanoggend te leen, want hy het vir my gesê, moet dit asseblief nie uitmekaar begin haal nie, want hy dink ek gaan dit weer aan mekaar kry nie. Want hier's 'n klomp parkies. So, sê nou jy het nou so 'n Lego trein, of jy dalk nou 'n ander Lego mannetjie, of 'n vliegtuig, of wat ook al, en een van jou maats sien dit, en hulle sê vir jou, maar hulle wil weet, hoe bou 'n mens dit? Nou reël jy met hulle, nou sê jy, kom gou na skool, daar na my huis toe, nou sit jy daar op jou kamer se mat, of se vloer, en nou lê die klomp blokkies daar. En nou begin jy wys. Maar nou, jy het nou net begin wys, nou kom jy agter, nee, hy het sommer ander blokkies begin vat, en nou bou sy daar aan die dingetjie, sommer haar eie dingetjie. Nou sê jy, wil jy nou nog dit bou? Ja, nou begin hy of sy weer kyk, en dan bou jy weer, en dan gou, dan kom jy agter, maar nou kyk hulle ook maar nie weer nie, hulle bou alweer hulle eie dingetjie. En so gaan dit aan. Wat gaan jy dan na rukkie doen? Jy gaan ophou. Nee, jy gaan ophou. Weet julle wat, maats, is presies wat die afgelope tyd met tussen my en Jesus gebeur het, die afgelope paar dae. Hy het net ophou praat met my. Ja, ek gaan nou vir julle vertel hoekom. Want sien, ek moet vanoggend vir julle kom vertel van dat 'n mens vir Jesus moet vertrou. Want sien, as ek en jy mos nou soos Jesus wil begin lyk, as ons ook mos nou so vol liefde wil begin raak soos wat hy is, en as ek en jy ook nou so baie wil begin omgee vir ander mense soos wat hy omgee, sodat ons op die ou end soos hy kan lyk, dan moet ons hom begin vertrou. Ons moet hom vertrou om ons te maak soos wat hy is. En weet julle wat, maats, oom Willie die hele week, het hy nou al vir my gesê, ons moet vandag oor vertroue praat. So ek het presies geweet waaroor ons moet praat, ek het presies geweet uit watse gedeelte uit die Bybel uit ons gaan praat, so nou is ek daarmee besig, maar weet julle wat, ek is een van die bevoorregte mense, dat ek kan nogal die gedagtes van die Here hoor, kom nogal baie natuurlik vir my, dit het nie altyd nie, dit het baie jare gevat, julle kan vir my vrou vra, ek het baie keer voordat ek 'n kinderpreek voorberei het ek in die nag in Saterdag aan, dan stap ek daar tot 3 uur in die oggend, stap ek op en af, want ek wil so graag hoor wat die Here sê, so dit het nie altyd so maklik gekom nie. Maar deesdae kom dit eintlik nogal baie maklik vir my, ek is nogal baie bevoorreg, en dan as ek nou gaan sit, dan gee die Here vir my die oulikste idees, hoe ek nou vir julle kan verduidelik, wat ek nou vir julle wil verduidelik. Maar so werk dit nie die week nie. Elke slag as ek nou probeer dink oor wat ek vir julle moet sê en hoe ek dit vir julle moet sê, ek weet waaroor dit gaan, ek weet die teksgedeelte, maar dit kom net nie dat ek vir julle kan verduidelik nie. Ek moet met julle praat oor hoe vertrou 'n mens die Here sodat hy jou kan maak soos wat hy is, vol liefde.
en vol omgee vir ander mense. En so is dit al gisterand en so is dit vir oggend. En so staan ek vir oggend op en ek is nog steeds nie gereed om met julle te praat nie. En so probeer ek die Here hoor, maar dit kom net nie. En toe besef ek, wie wat? Dis omdat hy die heeltyd vir my probeer wys hoe om die blokkies te sit, sodat ek die treintjie kan bou, maar ek is besig met my eie blokkies. Ek bou my eie ding, ek is nie besig om die treintjie te bou, wat hy vir my probeer wys om te bou nie. Ek is so besig om te probeer uitfigure wat ek vir julle moet, hoe ek vir julle moet leer, hoe om vol liefde te raak en hoe om die Here te vertrou, sodat hy vir jou kan wys hoe om vol liefde te raak, dat ek nie doen wat hy vir my gevra het om te doen nie, want weet julle wat, al die hele week, dink ek aan my maatjie wat Amerika toe getrek het 3 weke terug. En die hele week is hy al in my kop en is ek bekommerd oor hom, en weet ek nie hoe dit met hom gaan nie, en dit is swaar op my, maar ek is besig, ek het 'n klomp goed om te doen, behalwe dat ek nou moet voorberei vir vanoggend, is daar 'n klomp ander goed wat ek moet doen, en gister het ek heel dag deurgery na my dogter toe, want ek het haar lanklaas gesien, en ek het saam met haar gekuier, maar ek het nooit 'n boodskapie vir my vriend gestuur, wat in Amerika is nie, alhoewel dit die heeltyd in my gedagtes was. Alhoewel ek die heeltyd bekommerd oor hom was, het ek nooit een keer gaan sit en vir hom 'n boodskapie gestuur en vir hom gevra hoe dit gaan, sodat hy kan weet daar's iemand wat lief is vir hom en sodat hy kan weet dat daar iemand is wat vir hom omgee nie. So hoe kan ek nou vanoggend vir julle kom vertel hoe om die Here te vertrou om jou vol liefde te maak as ek dan nie vir die Here luister hoe om self vol liefde te raak nie. En weet julle wat, maats, toe hou ek dadelik op om verder voor te berei vir julle. En ek gaan sit lekker op die stoel en ek skryf vir my maat 'n briefie oor WhatsApp en ek stuur dit vir hom. En weet julle wat, toe ek nou daar opstaan, toe kry ek die idee van die treintjie. En ek besef, Wouter, jy kan mos nou nie vanoggend vir die kinders kom probeer verduidelik hoe om vol liefde te raak, as jy nie self vir die Here luister nie. Nou die Here werk met elkeen van ons op ons eie manier, maar weet julle wat, maats, dit is so, ons kan elke week hier na toe kom, en ons kan elke week na die prentjie kyk, maar as ek nie na die liefde binne in my gaan begin luister nie, as ek nie gaan begin luister, as die Here 'n gedagte in my kop sit, dat daar een van my maatjies is wat swaar kry, en dat ek moet moeite doen met hulle nie, dan gaan hy mos nou, hoekom help het om aan te hou? Genadiglik hou hy aan, hy is nie soos ons wat moeg raak daarvoor, en dan nou op die ouend vir ons ophou verduidelik hoe om dit te doen nie. Genadiglik hou hy aan. Maar as dit ek en jy was, sou ons al lank al opgegee het, né? Daar's baie mooi gedagtes wat die Here binne in ons koppies plaas, né? Dalk is daar 'n maatjie by die skool wat jy sien, het nie vandag 'n broodjie skaam skool toe gekry nie, en nou is hy honger, en nou kom die gedagte by jou op, maar jy moet die broodjie vir hom gee. Dalk is daar nogal 'n moeilike ding, dalk is daar 'n boelie of iemand wat altyd lelik is, en nou besef, kom die gedagte by jou op, wie wat die rede hoekom hy altyd so lelik is met ander kinders, is waarskynlik omdat hy self baie seer is aan die binnekant. Miskien moet ek 'n bietjie meer moeite of aandag aan hom gee. Dis dalk 'n moeilike een wat die Here vir ou gee. Maar so is daar die heeltyd gedagtes van liefde binne in my en jou kop. Idees wat die Here binne in my en jou kop sit, van hoe ons vir ander mense kan wys dat God lief is vir hulle, en dat ek en jy omgee vir hulle. Maar ons luister nie. En ons kom sit elke week hier, en ons kyk, en ons is so oulik, want ons kom elke week Bybel toe, kerk toe, en ons dink op die einde van die dag, so ons is sulke oulike kinders van die Here. Maar tog is ons nie besig om te luister nie. So vanoggend wil ons met mekaar gesels oor, ergens moet ons begin om die Here regtig te vertrou, om ons te verander, sodat ons vol liefde kan raak, sodat ons regtig vir ander mense kan omgee. So kom ons daag onsself uit hierdie week, né? Sommige van nou af, terwyl hom wil jy praat, dan dink jy in jou kop, en kyk jy of daar mooi gedagtes opkom. Dan kyk jy of daar gedagtes opkom van, hoe kan ek vir ander mense wys, dat ons lief is vir hulle, en dat ons vir hulle omgee.
En dan bid ons soggens as ons opstaan en ons word wakker en ons is nou bewus daarvan dat ons wakker is. Ons sê ons, Here Jesus, help my asseblief vanoggend om U te vertrou. Help my om te vertrou dat daai oulike gedagtes wat in my opkom, hoe ek vir ander mense moet wys dat ek vir hulle lief is. Help my om dit te begin doen. Want dan weet ek, wow, dan gaan ons al meer soos Jesus begin raak. Ons gaan al meer soos hy begin lyk. Is dit nie opwindend nie? Dit is baie opwindend. Here Jesus, ons is so jammer dat U partykeer so hard probeer om vir ons te verduidelik hoe om 'n Lego treintjie te bou. Maar ons probeer ons eie ding doen. Ons is so jammer dat ons baie keer probeer jy so hard om vir ons te wys hoe ons vir ander mense kan wys dat U vir hulle lief is en dat ons vir hulle omgee. Maar ons luister nie na daai gedagtes nie. Help ons asseblief van vandag af om dit helder en duidelik te kan hoor, om helder en duidelik bewus te begin raak van hierdie mooi gedagtes wat U in ons kop sit. En help ons om dit te begin vertrou dat dit van U afkom. En help ons om te begin vertrou sodat ons iets daaraan sal begin doen en vir daai maatjies sal begin wys dat ons regtig omgee en lief is vir hulle. Amen. Dankie Wouter, dankie julle. Krijg julle ietsie soet om jou soet te maak. Terwyl die kinders gaan, ons lees vanmôre uit Genesis 12 uit. Jy blaai van vooraf 12de hoofstuk van die Bybel. Dis Genesis 12. Vat sommer nog een omdat jy so mooi gewag. So met die Bybels op ons skote, kom ons maak ons oë toe. Here, die wêreld waarvandaan of ons gekom het, toe ons hier by die kerk ingestap het, is maar de mekaar. Ons hoor van geweld en oorlog. Oorlog, al is dit ver van ons af, maak ons bang. Want ons weet hoe maklik ons ook daarbij betrek kan word. Geweld, Here, is sommer hier langs ons, rondom ons. Deel van ons lewens. Daar is ook ander gedagtes wat ons onrustig maak. Korrupsie. En 'n ondertoon van rasisme wat oral in ons lewens inspraak kry. Ons is bang vir die finansiële omstandighede waarin ons leef. Maar dan, Here, dan kom sit ons vanoggend hier in hierdie kerkgebou. En voordat ons gedagtes regtig te diep wil laat verval in hierdie chaos en in hierdie donker gat in, dan gee jy op die laaste uur vir ons hierdie ongelooflike finansiële inspuiting van gemeentelede ook weer om ons te wys, ons mikpunt is deel van U plan. En kom seën U ons met finansies. Maar Here, dis maar net die tasbare. Ons kom word ook weer herinner hier by die doopvond dat U vir ons oneindig lief is. U was nog altyd. Maar U is en sal altyd vir ons oneindig lief wees. Mag ons dit tog onthou in ons soeke na rigting in die lewe.
Here, as ons nie regtig altyd presies weet herwaarts of derwaarts nie, mag ons vanoggend onthou u woord wat u ook nou vir ons gaan bring uit Genesis 12 uit. Wat Wouter ook al mooi met die kinders ingelei het oor vertroue. Mag ons gedagtes rig op die God wat dit van ons vra, maar ook op die God wat vir ons gewys het en uitbeeld wat vertroue vir ons kan bring. Ons luister graag, Here. Vat dan asseblief al die dinge wat ons aandag wil aflei uit ons koppe uit weg. En help ons om te kan konsentreer op wat U vir ons wil sê. Amen. Vriende, ons gaan net die eerste 4 verse lees. En dan moet julle maar die Bybels oophou daarna. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit. Weg van jou mense en jou familie af na die land toe, wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal jou seën, of ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here, en Lot het saam met hom getrek. Abraham was 75 toe hy uit Haran weggetrek het. Wanneer ons hierdie gedeelte lees, hoor ons 'n verhaal wat begin in 'n wêreld wat die mekaar geraak het. Want ons lees net hierdie, maar as jy nou die eerste 11 hoofstukke van Genesis nou 'n bietjie gaan deurblaai, vriende, dan sou jy nou nogal 'n paar goeters sien van 'n die mekaar wêreld, van menslike mislukkings keer op keer. Ek bedoel, ons begin by Genesis 1 waar God alles mooi geskep het. Maar mense het begin kies om hulle eie pad te loop. So reg van die begin af het die sonde begin ingryp. Bekleierery en geweld het ontstaan, somme al die eerste 2 broers. Ja, geweld wat tot moord lei. Hoogmoed het die wêreld gevul. Ja, soos Adam en Eva se ongehoorsaamheid gelei het tot Kain en Abel, Kain wat Abel doodmaak, tot die sonvloed, en dan in hoofstuk 11 die toring van Babel. Alles wys, die wêreld het in chaos verval reg van die begin af. En tog gee God nie op met hierdie chaos en hierdie verval. In hierdie deurmekaar wêreld roep God vir Abraham toe hy nog Abraham was. En hy sê vir hom, trek uit jou land uit, weg van jou mense af, na die land wat ek jou sal wys. Dink gou mooi, vriende. Abraham moes sy huis los. Hy moes sy mense los. Hy moes sy sekuriteit los wat hy rondom hom gehad het. En in daai tyd was daar nog nie gedrukte kaartboeke en GPS nie, hy moes net gaan. Maar saam met hierdie opdrag gee God onmiddellik ook 'n belofte. Sê vir hom, Abraham, ek gaan vir jou 'n ander land gee. Ek gaan vir jou land gee. Ek gaan vir jou 'n groot nageslag gee en ek sal jou seën. En deur jou sal die nasies van die aarde geseën word. En dit klink wonderlik, is dit nie? Maar daar is een probleem. Abraham en Sara was oud. En hulle het nie kinders gehad nie. Menslik gesproke was dit maar so onmoontlik, want vers 4 sê vir ons, hy was al 75. So broer, hoofouderding wat verjaar hierdie maand, ek bedoel, kom ons praat nou net gou 'n bietjie hier oor jy en Delien.
Ek bedoel, die jongste kleinkind is ook mos nou al amper op pad uit die skool. Hoe lyk dit met 'n laat lammetjie? Ek bedoel, broer, Johan, ek bedoel, jy het nou net maar die 70's geslaag, as jy Jude nou begin, ek bedoel, Jude sê nogal is reg, ek bedoel, wat gaan jou, bly maar met jou kinders, wat gaan jou kleinkinders sê, as Deline en Jude nou begin swanger raak, ek bedoel, dit is mos verregaande, om te begin dink, en die Here sê vir hierdie ou, gaan net, ek gaan nog vir jou nageslag gee, maar los nou sommer alles en dan gaat jy. Sonder GPS, sonder 'n kaart. Maar vriende, as ons God in ons lewe het, is dit juist waar hoop begin. Wanneer alles onmoontlik lyk. Sien, God kies nie die sterkste, of die jongste, of die mees gereed mense nie. Hy kies kinderlose, en vergeef dit maar vir my, want ek weet nie hoe om dit anders te sê nie, bejaarde mense, en dan sê vir hulle, maar ek sal. Let op, hy sê nie, jy moet dit self regkry nie, iets wat Abraham ook 'n bietjie verkeerd verstaan het, ek dink, dis hoekom daar nou so baie gemors ook gekom het. Nie probeer harder nie, maar gaan, ek sal. Want sien, hierdie storie gaan nie eers oor wat Abraham doen nie. Dit gaan oor wat God doen. Kan ek dit weer vir jou sê? Hierdie storie gaan oor wat God doen. Abraham se deel is eenvoudig. Ek wil nou nie sê is maklik nie, dis eenvoudig in die sin van dis nie ingewikkeld nie, dit is net twee goed. Gaan en vertrou. Dis net twee werkwoorde. En nou mag jy dalk nou 'n bietjie vir ons vra, nou dat al die lande so al vas is en 'n ouetjie sommer net meer liewe land gaan kry nie. Wat het dit vandag nou met ons te doen? Die antwoord is baie. Want wat God met Abraham begin het hy nie laat vaar nie. Die belofte het aangehou deur geslagte. God se belofte dat hy sal deur sy skepsel duur voort. Totdat dit vervul was in Jesus Christus. Is 'n nuwe verbond. Die verbond wat ook nou die vrouens insluit. Wat ook kinders in altyd van alle geslagte insluit. Met ander woorde, ons hoor daardie selfde belofte weer en weer, elke keer wanneer ons nie net 'n kind gesien doop word of 'n volwassene gesien doop word nie, ook wanneer ons in die doop soos vanoggend herinner word. Wanneer 'n kind gedoop word, sê God weer, ek is jou God van die begin af, voordat jy kon kies of kon vra. Ek neem jou as myne aan. Ek beloof my genade vir jou. Ek sal jou nooit los nie. Die doop is nie eers ons belofte aan God nie. Julle moet dit mooi verstaan. Dis die verbondsdoop waarvan ons hier praat. Dit is nie ons belofte aan God wat eers waaroor dit hier gaan nie. Dit gaan oor God se belofte aan ons. Net soos hy by Abraham begin het, begin alles by God se genade. Sien, ons kinders word nie gedoop omdat hulle perfek is nie, of omdat hulle so oulik is nie. Hulle word ook nie gedoop omdat ek en jy perfekte ouers is nie. Maar omdat God God is en hy 'n verbond gemaak het. 'n vaste, liefdevolle ooreenkoms. Wat sê, jy behoort aan my. So vertrou my. En gaan al maak dit nie vir jou sin nie. 'n eenvoudige opdrag. En daarom sê ek weer, Abraham se reis was eenvoudig
nie ingewikkeld nie. Want het was beslis ook nie 'n maklike reis nie. Want in Abraham se reis was daar hongersnood. Daar was gevaar. Daar is foute gemaak. Daar is hartseer tye. En daar was verskriklike lang wagtye. Vader ons, sy vrou was 90 toe hulle kind gekom het. So God se belofte het hom nie teen swaar kry beskerm nie. Maar God se belofte het hom deur swaar kry gedra. So ook met ons. Ons kinders gaan nie perfekte probleemvrye lewens hê nie. En ons as gesinne in ons gemeente gaan ook nie perfekte, wonderlike, probleemvrye tye beleef altyd nie. Nee, ons leef in 'n wêreld wat chaoties is, met oorloë, met onsekerhede, met geweld, met siekte, verlies, met twyfel. Maar geliefdes, vriende, ons leef uit 'n belofte. 'n Belofte wat in die doop na ons toe gekom het, vir ons gegee is, wat sê, selfs in chaos, behoort ek en jy, behoort ons aan God. Soos wat God vir Abraham geseën het. En so seën God ons. Sodat nie net hy nie, maar ek en jy ook tot seën van die wêreld kan wees. En daarom geld dieselfde vir ons as vir Abraham, as die Here vir ons sê, gedoen my wil. As verbondsgesinne en verbondsmense. Leef soos mense wat aan my behoort. Wees lig in donker plekke. Bring hoop waar mense moedeloos is. Wys genade waar daar hardheid is. Dien Christus bidend saam. Ons is nie net ontvangers van 'n belofte nie, vriende. Ons is ook die draers van daai belofte. Ja, ons dra dalk 'n kruis, maar ons dra dit nie alleen nie. Jesus herinner ons dat ons hom volg op 'n pad wat soms swaar is. Maar ons behoort aan hom. En hier is die goeie nuus. Jesus het reeds die groot kruis gedra. Hy het reeds oorwinning behaal. Ons stap nie onsekere toekoms in nie. Ons stap in 'n toekoms in wat God beloof het. Genesis 12 wys vir ons, God gee nooit hierdie wêreld prys nie. God gee nooit sy plan prys nie. God gee nie sy mense prys nie. En in die doop hoor ek en jy dit persoonlik. God gee nie vir jou prys nie. Nie vir jou sy kind nie. Nie vir jou sy gesin nie. Nie vir jou familie en jou gemeente nie. Selfs wanneer ons struikel, selfs wanneer die wêreld de mekaar raak, selfs wanneer dinge onmoontlik lyk, God se genade triomfeer altyd. So Abraham se verroeping is 'n verhaal van hoop en chaos. Dit sê vir elke familie en vir elkeen van ons, vir elke gemeente, jou storie begin by God se belofte. Jou toekoms rus in God se genade. Jou kinders is deel van God se verbond. Daarom kan ons soos Abraham vorentoe leef. Nie omdat ons alles verstaan nie, maar omdat ons weet wie ons roep. Mag ons as gesinne, as gemeente, as verbondskinders leef uit hierdie vaste waarheid, wat sê God het gesê, ek sal. Ek wil tog afsluit met 'n ware verhaal van 'n seentjie in Engeland, met die naam van David Livingstone. David Livingstone, die foto van hom is nou nie meer 'n klein seentjie nie, dis toe hy al 'n ou man is. Maar David het groot geword in 'n arm huis. Hulle was in 'n huis wat by 'n katoenfabriek gewerk het.
En toe David Livingstone 10 is, hy was die tweede van ek dink 7 kinders. Nadat hy 10 geword het, moes hy al gaan werk in daai katoenfabriek. En luister mooi julle, ons praat van 'n 14 ure werkdag. 6 uur in die oggend het hy ingeval, tot 8 uur vanaand toe. En dan as hy in die aande by die huis kom, het hy pa hulle vir hom nog leer lees ook. Want sy pa was 'n sonnagskoolonderwyser, en in sy aftydjies en Sondag het hy in die dorp geloop en hierdie Christelike traktaatjies uitgedeel. David Livingstone het so tussen al hierdie geskarrel deur, het hy 'n droom begin ontwikkel. En die droom het nogal begin by mekaar kom in die aande, as hy by die huis gekom het en sy Bybel uit begin lees het. Maar veral nadat hy hierdie storie van Abraham gelees het. En hoe God vir Abraham gesê het, gaan uit jou land uit. Gaan na die land toe wat ek jou sal wys. Dis woorde wat as 'n jong tienerseun al in sy hart kom lê het. En so het hy na 'n 14 dag werkweek, het hulle daai tyd, of 'n 14 uur werkdag, het hulle dan ook nog na die skool toe gegaan later toe hy ouer is. En later met die katoenfabriek het hy dan nou ook 'n ooreenkoms gemaak dat hy vir sekere tye van die jaar gaan studeer en dan ander tye dan kom werk toe hy ouer is. En so het hy hom bekwaam ook as 'n dokter. En toe hy ouer word, het hy die gevoel gekry dat die Here hom as sendeling roep, spesifiek na Afrika, om vir mense van Jesus te gaan vertel. Die van julle wat nou die voorreg het om saam met Malawi toe te gaan, ons gaan 'n bietjie op sy spore saam ook loop, saam met die Marries. Maar hoor my, dit was nie 'n maklike pad nie. Want hy was nie ryk nie, en dit was 'n lang reis, wat lank en gevaarlik was. Hy is deur 'n leeu aangeval. Hy het baie keer baie siek geword. En tog het hy geglo, God sê ek sal by jou wees. Het hy mense in Afrika van Jesus vertel, vir hulle gehelp gesond maak met die medisyne wat hy gebring het en die gesondheidskennis wat hy opgebou het en die evangelie gedeel. Het hy ook vir die wêreld juis gaan vertel hoe geweldig wreed slawerny is en dat dit verban moet word. Beslis nie 'n maklike lewe nie. Want daar was hy alleen in 'n ver land. Was hy ook nie alleen nie. Het hy God gehad wat stap vir stap by hom geloop het. En stap vir stap vir hom herinner het aan sy belofte. Hy het ook nie 'n volledige kaart van sy lewe gehad nie. Maar hy het vertrou op 'n God wat sê ek sal. Mag ek die Here dit ook meer en meer regkry in ons lewens. Here, soos wat Abraham se verhaal, David Livingstone se verhaal en baie van ons mense se verhale ook wys, kan ons U altyd vertrou. Al dink die wêreld dit is 'n bietjie stupid, al dink die wêreld ons is nie lekker nie, al dink die wêreld hulle is sterk genoeg om op hulle eie te staan. Ons weet, Here, dat ons nie eens kan asemhaal nie, dat ons blote geboorte 'n wonderwerk is. Ja, al kan ons verstand nie verstaan dat U nie 'n begin en 'n einde het nie. Dat U nog altyd daar was. Al verstaan ons dit nie. Kan ons U invloed in ons lewens so duidelik sien. Ons het dit vanoggend mekaar herinner hier by die doopbak. Ons het dit as gemeente ervaar ook juis vandag, die afgelope dag of wat, met gelde waarmee U vir ons seën. Ons het dit al so met die reën wat U vir ons gee as 'n belofte dat al is die aarde droog, U sal vir ons gee wat ons nodig het. Seën ons, Here, soos net U kan. Om Christus wil. Amen.
Kom ons dien die Here met ons dankoffers. Here, U seën ons met U genade en met U liefde. Maar U seën ons ook deur elke dag vir ons te gee wat ons as mense, maar ook ons as gemeente nodig het. Here, en daarvoor wil ons eintlik self in hierdie sakkies inklim en net weer ons hele lewe vir U kom gee. Dankie Here dat U ons ook toevertrou met gawes van finansies en materiële dinge. Daarom wil ons ook bid, Here, dat U ons finanskommissie en ons kerkraad sal seën met die nodige wysheid en insig om ook hierdie gawes te bestuur soos U wil, sodat U koninkryk kom en U wil geskied en aan U die eer gebring word. Here, ons is vir U baie lief. Mag wat ons sê en doen dit wys vir 'n wêreld wat dit so nodig het. Amen. Ons gaan met 2 liedere eindig vandag as slotliedere. Die eerste ene is, ons vind ons krag in die Here. Op hom sal ons vertrou. Marika, ons gaan hom 2 keer sing, so moenie te vinnig, ek dink ek het hom net 1 keer afgedruk daar. En dan gaan ons direk daarna neem my lewe sing vers 1, 2 en 5, né? Ja. En ons bly dan nou sommer staan vir al 2 die liedere, vir die seën daarna en vir die wegsendingslied daarna. Ons vind ons krag in die Here, op hom sal ons vertrou, op hom sal ons vertrou. Ons vind ons krag in die Here, hy maak ons soos 'n boom wat vrugte dra. Hy maak ons soos 'n boom wat vrugte dra.
En vriende, wanneer jy hier uitstap, het die Here vir jou mos nou 'n belofte gegee. Maar hy sluit dit ook af deur 'n seënbelofte soos in Numeri 6. En jy is welkom om sommer net in 'n gebaar jou hande uit te steek van ontvangs. Want die Here sê, ek sal jou seën en jou beskerm. Ek sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees, en ek sal jou gebede verhoor, en elke dag aan jou my vrede gee, tot in alle ewigheid. Amen. Hosanna, Hosanna.